Goeienaand aan elkeen van julle. Ek hoop julle het 'n geseënde week en 'n geseënde dag sover gehad. Dit is my voorreg om weer eens die biduur vir ons te doen vanaand. En voordat ons begin, kom ons sluit in die oë. Goeienaand, ons magtige Hemelse Vader. Liewe Here, dankie vir die liefde en genade dat U saam met ons was deur hierdie week sover. Asseblief, liewe Here, sal U saam met ons wees. Maar ons nou 'n paar versies gaan lees, liewe Here. Asseblief, verryk ons met die Heilige Gees dat Hy deur ons sal praat, liewe Here, en dat ons verryk sal word met U kennis, liewe Here. Sal U saam met ons wees die res van die aand ook. Amen. So my titel van vanaand is glo goed genoeg. En ek het 'n gedeelte gelees in Romeine 10 wat vir my baie uitgestaan het in vandag se tyd, wat dit ek glo baie van toepassing is. En dit is Romeine 10 vers 9 tot 15 en dit lees as volg. Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God uit die dood uit opgewek het, sal jy verlos word. Daarom as ons glo met ons hart, word ons vrygespreek en as ons met ons mond bely, word ons verlos. Soos die skrif sê, wie in hom glo, sal nie beskaamd nie. Inderdaad, dit het geen verskil of jy 'n Jood of 'n Griek is nie. Ons het almal dieselfde Here en hy deel sy rykdomme aan almal wat hom aanroep. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal verlos word. Maar hoe sal hulle hom aanroep as hulle nie aan hom glo nie? En hoe sal hulle in hom glo as hulle nog nooit van hom gehoor het nie? En hoe sal hulle van hom hoor sonder dat daar iemand is wat die boodskap bring? En hoe sal hulle die boodskap bring as daar nie gestuur word nie? Daarom sê die skrif, hoe lieflik klink die voetstappe van die Here, van hulle wat die goeie nuus en die goeie boodskap bring. So dit is my 'n mooi gedeelte, maar ek gaan nou so stuk vir stuk bietjie opbreek. Want baie mense het gewoonlik die geneigtheid, soos wat die eerste verse sê, en moet my verkeerd verstaan nie, dit is met alle goeie intensies bedoel, maar kom ons lees weer daai eerste paar versies. Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy verlos word. Want as jy glo met jou hart, word ons vrygespreek en ons mond bely word ons verlos. En dit is een van ons grootste voorregte om Jesus as ons verlosser te kan hê. En ons moet nou nooit vergeet nie, ons geloof moet altyd sterk bly in hom. Maar tog, jou dade en jou aksies kan jou nog nie red nie, maar tog jou geloof kan ook nie tot so ver gaan as jy nie verhouding met hom het nie. Dit is maklik om te glo dat daar enigiets bestaan in die wêreld. Ek glo daar is goeie regerings daar buite, maar dis nie te sê dit is betrokke in my lewe nie. Waar Jesus self gesê het, glo in my, maar volg my ook. Ons moet die geneigtheid hê om altyd te streef om soos hom te wees, waar hy vir die disippels gesê het, om hom te volg, stap vir stap, en hy sal die perfekte voorbeeld vir hulle elkeen wees, waar hulle in sy voetstappe moet gaan. En soos hy word, dan sal hulle die koninkryk van die hemel sien, en hulle sal ander mense lei na hom toe. En die geloof is een van ons grootste dinge, want dit is wat ons verhouding met die Here sterk hou. Maar ons kan nie soos hom wees, as ons nie hom ken nie. En al ons hom ken is natuurlik deur sy skrif te lees, maar ook om te weet hoe en wat hy was. Dis al hoe ons die karaktereienskappe gaan kon ontvang van die Here af, deur sy woord te lees en dit te interpreteer, implementeer in ons eie lewens. En dan as ons verder lees, wie in hom glo, sal nie beskaamd staan nie, inderdaad. Dit maak nie verskil of jy 'n Jood of 'n Griek is nie. En ons het ook gewoonlik die geneigtheid om te sê, maar dit wat ons glo is slegs vir ons. Dit wat ons glo is deur regte pad, en niemand anders is reg, behalwe as hulle glo soos ons glo nie. Weet, daar is nog steeds 'n toestand, maar mense ook, daar is nog steeds 'n tyd en plek vir alles, nie toestand nie, maar ons moet altyd die geneigtheid hê om openlik te wees, maak nie saak wat se ras of kultuur of geloof die ander mense is nie. Want hulle geloof kan dalk in 'n swakker posisie wees as ons sin, maar dit belemmer hulle nie vir die koninkryk van die Here af nie. En nou as mens verder lees, ons het almal dieselfde Here en hy deel sy rykdom aan almal wat hom aanroep.
want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal verlos word. Dit is tog ons uitdoen aan die einde van tyd, en ons moet dit elke dag doen, want ons val tog elke dag in sonde, en ons moet streef om elke dag die Here prioriteit te maak in ons lewens. Ons verder wil lees, maar hoe sal hulle hom aanroep as hulle nie aan hom glo nie? En hoe sal hulle in hom glo as hulle nog nooit van hom gehoor het nie? En hoe sal hulle van hom hoor as daar nie iemand is wat die boodskap bring nie? En hoe sal hulle die boodskap bring as hulle nie gestuur word nie? Daarom sê die skrif, hoe lieflik klink die voetstappe van hulle wat die goeie boodskap bring. En soos baie van ons kan getuig deur 'n les aan te bied of 'n preek aan te bied of 'n lesstudie voor te berei, dit is 'n groter seën vir ons elkeen en ons leer self baie meer daaruit as vir die mense wat noodwendig vir ons luister. Maar soos dit sê, die voetstappe van hulle wat die goeie nuus bring, hoe lieflik dit mag wees, en ek kan dink, dit is goeie woorde wat die Here kan gebruik om te kan voel, maar jy doen werklik ietsie wat iets goeds is vir die Here en wat hy raak sien en hy vind dit, soos hy sê, lieflik. Om die Here plesier te kan gee soos dit, dink ek is een van die grootste voorregte, maar dit verryk ook ons lewens. En die goeie nuus is vir almal, ons moet dit nie terughou nie, maar ook, soos ek nou vroeër gesê het, dit is nie net jou geloof wat jou gaan red nie, dit is, maar ook, ons moet streef om altyd soos Jesus te wees. Ons kan nie glo in sekere dinge, maar nie probeer wees soos dit, of dit in ons lewens raak gesien kan word nie. En dit is my belangrike ding, want jy kry baie mense daar so buite wat aanhits dat hulle in die Here glo en hulle praat altyd die mooi praatjies en hulle gee so voor en hulle kan net sê hoe goed die Here is in hulle lewens, maar sodra hulle nie meer praat van die Here nie, dan val hulle lewens af bietjie uitmekaar uit, hulle beeld van hulle lewens, wat ek bedoel is, hulle sal eerder vuiltaal gebruik of hulle sal alkoholiese drankies gebruik of wat ook dit mag wees en hulle manier van mense hanteer byvoorbeeld sal ook nie ooreenstem met wat hulle glo nie. Soos wat die Bybel ook sê, ek kan nie die vers omdin nie, maar wat die hart van vol is, loop die mond oor. En dit is 'n groot ding, ons moet altyd goeie dinge praat en ons moet die Here in ons harte hê, want slegs hierom gaan ons gered kan word, maar ons moet dit tog weer speel in ons lewens en ander mense dit kan raak sien. So ja, ek hoop julle het geniet, ek hoop julle het 'n lekker aand verder en 'n geseënde week. Kom ons sluit die oë. Goeienaand, liewe Here, dankie liewe Jesus, dat ons U in ons lewens kan hê, liewe Here, dankie vir die liefde en die genade, U is groot en U is goed, liewe Here, en ek is dankbaar dat U elke dag saam met ons kan wees, liewe Here. Asseblief, liewe Here, sal U saam met ons die pad stap, liewe Here, dat die duiwel ons nie so aanval nie, liewe Here, en as hy doen, dat ons dit kan deurmaak saam met U, liewe Here, want U is groot en U is almagtig, en ons kan nie sonder U nie, liewe Jesus, en ons is dankbaar dat ons die voorreg het om nog uit die woord te kan leer, liewe Here. Verryk ons, stuur die Heilige Gees om ons te lei, liewe Here, nader aan U elke dag, maar dat ander mense dit ook sal kan raak sien, asseblief, liewe Vader. Ek vra dit alles in die magtige naam alleen. Amen.